Goeiemôre, dit is woensdagoggend 27 Mei 2026 en ek groet julle hier vanaf die walle van die Groot Rivier. In die eerste plek wil ek julle almal bedank wat gister vir my gelukwense gestuur het op my verjaarsdag met verskeie maniere, media platforms hier op YouTube, het baie mense geluk gewens, dan natuurlik op die verskillende Facebook blaaie, sowel as op WhatsApp. Aan julle almal baie dankie. 'n Dinsdag is nou nie 'n naweek nie, maar dit bly daarom 'n goeie herinnering en 'n herdenking van 'n mens se geboortedag. Wanneer 'n mens nou hierdie ouderdom bereik, praat jy nie meer van verjaarsdag nie, maar jou herdenkingsdag. Hoe dit ook al sy, baie dankie aan diegene wat aan my gedink het en aan my familie en ja, ons het 'n lekker samesyn gehad, ons het snoek gebraai en vars brood tuisgebak geëet, so dit was 'n goeie dag. Baie dankie weer eens. Namibië. Ons was nou verlede naweek in Namibië gewees en ons het daar met die leiersgroep van ons Namibiese afdeling gewerk. Ons het gesels en gepraat, probleme aangespreek en net gekyk na hoe lyk die strukture tans daar, want die situasie in Namibië is baie nou gekoppel aan die van Suid-Afrika. Tog voorsien ons nie dat Namibië onmiddellik dieselfde probleme as Suid-Afrika sal ervaar nie, maar wanneer daar ook vir 'n week plus geen voedselaflewering plaasvind nie, dan is daar in Namibië ook probleme. Daar's ander faktore ook wat 'n rol speel in Namibië, maar die hele beplanning rondom Namibië om dan ons lede veilig te hou, verskil van die modus operandi wat SBB in Suid-Afrika as sulks toepas. Tog bly dit 'n integrale deel van ons beplanning en moet ons daaraan aandag gee en bly aandag skenk en ook ons beplanning aanpas volgens die werklikhede op die grond. Natuurlik Namibië, fantastiese land. Baie van julle gaan reis daardeur. Dit bly eenvoudig fantasties om daar te wees. Dit is baie mooi nou met al die reën wat geval het. En ja, daar is soveel wat 'n mens oor Namibië se natuur skoon kan sê, maar ook oor sy mense. Baie groot gebied, baie klein bevolking. Ons weet dat die tradisionele lede van die verskillende stamme het nog hulle tradisionele grondgebruik, gebiede waar hulle self produseer, wat in 'n geval van 'n noodsituasie waar daar voedseltekorte is, waar hulle wel na daai streke kan onttrek. Maar dit is dan die verstedelike massas rondom die groter sentra wat uiteindelik dieselfde nood gaan ervaar as wat hulle in Suid-Afrika by die groot sentra gaan ervaar. Kom ons kyk net gou daar 'n bietjie. Namibië se voedselafhanklikheid en ons praat vanoggend nou net oor voedselverskaffing. 90% van voedselvoorsiening kom vanuit die RSA. Behalwe items soos vleis, wat alles plaaslik daar is en met goeie reg so, daar vind mielieverbouing plaas, daar's bietjie groenteverbouing en daar is ook koringverbouing, maar die probleem is dat daardie mielie en koringverbouing is slegs genoegsaam vir 3 maande van die jaar. En vir die res van die tyd word graan vanuit Suid-Afrika ingevoer na Namibië en kyk maar net na die hoeveelheid grain carriers wat jy op die pad kry wanneer jy oor die grens gegaan het na Namibië. So
die verskaffing van voedsel, die volhoubare verskaffing van voedsel, is waar die probleem van Namibië inkom. Want hongermense soek voedsel, en as hulle dit nie kan kry nie, is dit dieselfde bedreiging wat in Suid-Afrika gaan uitsteek. Daar is hoofsaaklik 3 voorsieningslyne via Wiehoogsdrif, dan Nakop, dis nou Ariamsvlei, Wiehoogsdrif is natuurlik Noordoewer, en dan daar by Mamuno, waar jy oor gaan uit Botswana uit deur na Gobabis. En dit is hoofsaaklik die 3 hoofroetes waar langs voedsel Namibië bereik, minder deur Botswana, meerendeels by Ariamsvlei deur en dan by Noordoewer. Maar dit maak die voorsiening van voedsel vir Namibië nog meer kwesbaar as die voorsiening aan die verskillende sentras in Suid-Afrika. Ons sien dan ook dat hulle praat van 'n groot nasionale blokkade van hoë weë op die 30ste Junie. Nou dink net die tekorte wat kan ontstaan wanneer trokdrywers vir langer as 'n week, 2 weke staak, of wanneer daar geen aflewering kan plaasvind nie as gevolg van betogings, padblokkades, tyres wat gebrand word, roetes wat toegemaak word. Daar by Denoon in die Kaap, en dan kan jy met die N7 opgaan, oral waar daar gereeld paaie toegemaak word. As ons dan gaan kyk daar bo op die berg, waar hulle ook die paaie toemaak, ek praat nou van op die N2, waar hulle hom toemaak, verskeie ander plekke, dan die Dorings waar hulle toemaak, bo maak hulle toe, en geen vragmotors sal uit Namibië uit Suid-Afrika binnekom, wanneer vragmotors afgebrand word en vragte geplunder word nie. Dit beteken dat vragmotors sal ook nie Kaapstad, Johannesburg en die ander sentra verlaat met voorraad na Namibië nie. Maar dis nie die enigste krisis nie. Kom ons kyk na die kaart van Namibië, en dan kyk ons net vir 'n wyle na, daar is Namibië, soos jy hom sien. As jy na daai een rooi pyl kyk hier links onder, dis die een daar by Wiehoogsdrif oor, Noordoewer, die ander ene is by Nakop oor, of dan Ariamsvlei, en dan die verbindingslyne boontoe met 'n inkom daarvan Botswana af deur Mamuno en uit die aard van die saak oor Gobabis na Windhoek. Maar dis nie die enigste krisis wat beleef word nie. Daar's nog 'n ander groter krisis ook. Vragmotors hardloop tot op die grens. As 'n mens vandag gaan kyk in die grensgebiede, die ou grensgebiede, wat ons almal in ons jong dae as die operasionele gebied geken het, dan sien ons 'n geweldige groot logistieke hub wat in die omgewing van Ondangwa, Santa Clara dan gevestig is. Oshikango bo teen die grens met Santa Clara. Dit is so groot dat Oshikango en Ondangwa al amper een geword het, met allergrootste hangers, store, waar daar massas kos geberg word, wat dan uitgevoer word na Angola, ook weer Rundu, en ons sien dieselfde situasie dan ook in Katima Mulilo, maar op 'n kleiner skaal. Die grootste hub vir logistiek na Angola is Oshikango. Selfs die vragte van Shoprite, wat in elke dorp in Angola is, kom deur Namibië, word dan in die warehouses afgelaai by Oshikango, waar die Angolese vragmotors van Shoprite dan inkom en hulle vragte kom laai vir distribusie dwars deur die hoofsentras van Angola. As daardie
store leegloop, as daai warehouses nie kos het nie, dan is daar geen vragte meer wat versprei kan word na Angola nie. En dit het ook 'n geweldige impak op die voorsieningslyne vanuit Suid-Afrika. Want as dit opdroog om die land in te kom, beteken dit gaan nie in die noorde van die land uit na Angola toe nie, want daar is nie voorraad nie, wat dan beteken dat die Angolese wat met daai donker perspyle kom aankoop, kom vragte laai om hulle winkels en hulle mense van kos te voorsien, dan ewe skielik dit nie meer gaan hê nie. Dit gaan 'n groter skaarste in Namibië veroorsaak, wat beteken jy gaan oproerigheid bo op die grense, die Angola grensgebied hê as gevolg van tekorte, skaarstes en die feit dat mense nie van voedsel voorsien kan word nie. Dit plaas verdere stremminge op die res van die land, wat ook op daardie stadium met leë winkels en leë pakhuise sit. Dus hoe langer die situasie in Suid-Afrika uitgerek deur potensiële stakings, blokkering van die paaie, hoe groter raak die druk binne in Namibië. Dis ons waarneem dat Namibië nie onmiddellik dieselfde paadjie sal volg as Suid-Afrika nie, maar dat die potensiële kans op geweld binne 3 tot 4 weke of selfs 6 weke na Suid-Afrika in moeilikheid ingaan, gaan Namibië self met grootskaalse skaarstes en nood verkeer. En dit maak dit belangrik om ook 'n noodplan daar te stel vir diegene wat kwesbaar is in Namibië, om dan ook veilig te kan wees, om ook veilig en 'n reg op voortbestaan te kan hê. Want daar is dit ook op die ou einde die massas uit die minder goeie areas rondom die groot sentras wat nie meer hulle tradisionele waardes nakom nie, waar daar baie moeilikheid kan uitbroei. Nou ja, Namibië is wyd, hy's groot, hy't spasie, mense kan gaan wegkruip, mense kan die woestyn inry enige plek, maar almal het op 'n stadium weer heraanvulling nodig, en hoe lank so 'n situasie gaan duur, dit weet ons nie. Maar as Suid-Afrika in 'n staat van anargie en geweld ingaan, waar ons na onsself moet kyk, dan volg Namibië vir ons tussen 3 weke en 6 weke nadat die paaie geblokkeer is en vragmotors nie meer kan deurkom nie, dan loop Namibië dieselfde gevaar as alle mense binne in Suid-Afrika. Veral nou met die dreigende stakings, die toemaak van alle internasionale paaie, die toemaak van hoofpaaie in Suid-Afrika in protes teen buitelandse drywers wat werk in Suid-Afrika doen deur vragmotors hier te bestuur. Nou daardie ongelukkigheid kan baie maklik in iets groters uitbrei, ons sal maar moet sien en kyk. Maar ons moet ook onthou, daar gaan 'n teenoorgestelde aksie ook wees. Suid-Afrikaanse drywers gaan nie meer in die buiteland toegelaat word om vragte af te laai nie. Het sy dit nou ook in Namibië is, het sy dit in Zimbabwe is, in die Kongo is, Mosambiek, maak nie saak waarheen. Dit gaan nie al daardie drywers van daardie lande wat in Suid-Afrika werk, gaan lei tot 'n teenoorgestelde aksie of 'n gelyke maar teenoorgestelde reaksie in daardie buurlande van ons. So potensieel is daar moeilikheid op pad. En daarom is dit so belangrik dat ons en Namibië baie nou saamwerk. Dat ons as konservatiewe, behoudende, eensdenkende mense moet voorberei om na onsself te kan omsien in 'n tyd wat baie donker kan word vir die mense van Suid-Afrika, ons mense
en ook vir ons mense in Namibië. Want ons bloed is dieselfde, ons dink dieselfde, ons uitgangspunte is dieselfde, ons loof dieselfde Skepper, ons sing dieselfde kultuurliedere, ons is trots op dieselfde dinge, ons is trots op wie ons is en wie ons was. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is dan môreoggend weer terug by julle. Mooi loop en 'n aangename dag en sterkte aan die mense daar in Namibië ook.